nog 'n keer herhaal elders. 14 vers 29. Julle lyke sal in hierdie woestyn lê, naamlik al julle geteldes, volgens julle volle getal van 20 jaar oud en daarbo, julle wat teen my gemurmureer het. Dit lyk hier, en ek het dit probeer naslaan op verskeie plekke, en dit lyk vir my dis die feit. Dit lyk hier volgens asof toe hulle by Kanaan moet ingaan, God net toegelaat het dat dit Joshua en Caleb was, en die wat jonger as 20 was. Dis 'n baie interessante feit. Die profeet leer ons dat as jy in die volgende dimensie inbeweeg, dan gaan jy jou ouderdom waarskynlik rondom 20 jaar oud wees. Dit lyk my God hou van hierdie jeugdige ouderdom, 20. Dit het een keer tot my gekom dat toe die Here Jesus Sondagmiddag na die opstanding, toe hy nou die 2 Emmausgangers ontmoet, toe sê hulle maar, is jy 'n vreemdeling hier rond? Hoe praat ons nou oor die goed en jy weet nie wat hier aangaan nie. En hy speel toe maar saam en hy stap verder en hy leer hulle nog 'n paar goed en so aan. En toe kom dit tot my dat dis waarskynlik so dat Jesus op daai oomblik omtrent 20 jaar oud was. Hy was reeds in sy verheerlikte liggaam. En so Vrydagmiddag toe hulle hom gekruisig het, toe was hy 33. Sommige het gesê jy lyk asof jy dalk naby 50 kan wees, maar vir Abraham ken, dit kan nie wees nie, selfs 50 jaar. So hy het al redelik oud gelyk op 33. Maar Sondagmiddag erken hulle hom nie, want hulle het hom nie geken toe hy 20 was nie. Want dit was op daai stadium al 13 jaar gelede. En so hier vind ons dat die wat ingaan in Kanaan in, is die wat onder 20 is. En dit is 'n baie interessante ding. Dit lyk asof die hele volk dan van voor af en van niets af begin. Nou, terwyl ek dit nou gesê het, wil ek nou gaan na ons jong leeuvegtertjie toe. Sy naam is Dawid. Hy sê, kyk, ek het nie 'n probleem nie. Hy's nogal uitgesproke die dag toe hy daar kom en hy sien, hier staan hierdie Filistyne en hy pla die manne van Israel en hy sê, as ek nie veel oppas en dan kom 'n beer en skeer ek sommer sy bek oop. En as daar 'n leeu kom, dan maak ek hom ook dood en so en hy maak dit soms so af as dit niks is nie. En hy's 'n seentjie met 'n rooi vel en hy's bietjie deur die son gebrand en sy broers is half in 'n verleentheid oor hom. Maar hy's baie uitgesproke en hy's baie sterk, maak hy sy saak uit dat hy kan hierdie man aanvat. Nou ons het al van Goliat gehoor op verskeie maniere en op van Dawid en ons besing Dawid. Want dit is 'n wonderlike ding. Enige jong man van 16 en 17 en 18 jaar oud wat 'n slingerveld kan vat en 'n klip deur 'n man se kop gooi, moet besonders wees. Maar ek wil net vir 'n oomblik stil staan by Dawid en Goliat. Ek wil nie te veel aandag daaraan gee nie, maar dit is tog belangrik dat ons die storie uit 'n ander hoek ook verstaan en ek wil hierdie hoek vanaand vat. Dat ek dink die wonderwerk is nie die feit dat Dawid 5 klippe gehad het nie. Die wonderwerk is ook nie noodwendig die feit dat hy vir Goliat raak gegooi het nie. Die wonderwerk lê in die feit dat Goliat was so vol van homself, maar dit lyk asof hy reusagtig was, want sy pituitary gland, ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie, sy pituitary gland, dit is iets wat jou groei beïnvloed, was ooraktief en dit maak jou 'n reus. In vandag se taal, die wat weet,
Die wat wil erken dat julle al vir Tony Robinson gekyk het, almal sal sê, maar ek ken hom nie, want els kyk ons nie televisie nie. Okay, maar Tony Robinson is 'n groot man, hy's so hoog. 7 voet enige meters. Hy het so 'n lang kakebeen soos 'n perd en hy groei nog steeds. Want sy pituitary gland het vasgehaak. En wat dit dan doen, is dit sit druk op die oë en dit verblind jou. Hierdie belangrikheid van jou verblind jou. Hierdie grootheid van jou verblind jou. Dit wat jou sterk maak, is ook die ding wat jou swak maak. Dis 'n algemene feit. Moenie te veel van jouself dink nie. Die skrif sê 'n mens behoort nie meer van jouself te dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Maar Goliat, hy het nou hierdie skema in sy kop. Hy is nou hierdie groot man en nou, maar dit maak hom ook blind. En hoe weet ons hy was blind? Ons sien die skrif sê die Filistyne het hom afgelei in die vallei in. Hy kon nie lekker sien waar hy loop het. Hy was soos daai ou wat gesê het, point hom net vir my. Nou loop hulle met hom so, en hier staan hy, en hy kyk na Dawid toe, en hy beledig Dawid, hy sê, jy kom na my toe met stokke en swaarde, met stokke en spiese. Man, Dawid het niks by hom nie, hy het een ou staffiekie wat hy die skape mee. Hy praat van stokke. Goliat maak daarop staat, dat Dawid gaan na hom toe kom, dan gaan hulle hand-to-hand combat hê, dan gaan hy sy kop so vat, dan gaan hy sy skedel so flenters druk. Maar Dawid is in die infantry. Ek gaan nou by daai woord uitkom. Dis nou belangrik dat ons dit verstaan, die infantry. Dawid is in die infantry en hy's besig om homself voor te berei om in die artillerie te wees. Artillerie is waar jy in die oorlog met groot goed skiet en kanonne en gewere in. Machine gunne en al daai goed wat die groot manne mee oorlog maak. So hy maak homself gereed, hy wil graag in die artillerie wees. Op daai stadium is hy 'n baie klein mannetjie en hy's met 'n groot droom, hy wat Dawid is. En hy het nie nodig om in hand-to-hand combat te kom met 'n reus nie. Hy gaan sommer op 'n afstand staan en ek het huiswerk gedoen oor die kwessie. 'n Slingervel in daai jare, luister nou mooi, gooi 'n klip teen 'n snelheid van 100 myl per uur. 'n 3.8 revolver se patroon trek teen 100 myl per uur. Dis hoe gevaarlik hy slingervel is. Hulle het groot geword met die goed. Hulle is gemaak vir dit. Van die skape af gaan hy reguit army toe en die army kom en gaan hy slingervel gooi. Verstaan jy? Dis hoe dit werk. En hy maak hy man plat. En hy vat sy eie swaard en hy kap sy kop af. Nou die woord infantry, wat ek net nou gebruik het, wil ek nou by uitkom. Ons praat nou van hierdie klein Dawid, infantry, hy maak reg, hy wil in die artillerie wees. Hy kwalifiseer net daar vir die artillerie, toe hy daai man plat maak. So, in Spanje is 'n koning, daar in die 17de eeu, en sy seun sê vir hom in Spaans, uiteraard, sy pa is 'n Spanjaard, ek wil ook army toe gaan. Sy pa sê, nee man, jy's nog klein, jy's nou eers 14 of 15 jaar oud. Hy's 'n tienerseun. Hy sê, pa, ek wil graag in die army ingaan, en sy pa sê, jy's te klein, en uiteindelik toe gee sy pa toe, want sy pa is 'n generaal in die army, hy is die hoof van die leer. En hy sê vir die ander generaals, kom ons kom by mekaar, sit 'n bietjie koppe by mekaar. Hoe kan ons hierdie jong manne akkommodeer? Amper soos Boy Scouts. Hulle sê, is maar kinders, né? En iemand sê, ja, maar het jy al van Dawid gehoor? Ja, sê hulle, okay. Dit sal seker werk.
En hulle sê, maar dis babas eintlik. Hulle het nog, hierso gebeur nog niks nie. Jy weet? Hulle sê, they are infantæ. Le enfant in Frans. The infants, they are infants in Engels. Beteken hulle is babiekies, hulle is nog chokkertjies. Okay, maar wat kan ons vir hulle doen? Okay, ons kan hulle inneem in die army en dan maak ons 'n spesiale divisie vir die infants en ons noem dit dan the infantry. Goed, hulle maak so. So wat doen hulle in die weermag? Het jy 'n spesiale maniere waarop die kolonne opgestel word. Die kolonne van soldate. Hierdie ouens is perderuiters, hulle is die ridders. In Engels sê mens knights. Hulle ry vooruit. Hulle is die ouens wat die eerste pyle vat van die vyand wat kom. Aan die kante het jy artillerie en hier in die middel sit hulle die infants, dat hulle kan beskerm wees. So die hele spul beweeg vorentoe, dan beweeg die infants ook saam met hulle. En die infants mag so lank met slingervelle gooi en met 'n boog ook leer skiet. Hulle moet net nie die perderuiters voor hulle doodskiet nie. Dis hulle eie perderuiters. En so beweeg hulle en so ontwikkel hierdie hele ding en so kry ons dat ons vandag 'n infantry het in die army. Infants, die kleintjies. Hulle infant. Toe ek in die weermag was in 1973, naaste by dieselfde tyd waar daai ouetjie gesê het vir sy pa hy wil in die army ingaan, so lank terug is dit. Was ek in 'n eenheid wat ons genoem het een onderhoudseenheid. Nou nie al die eenhede in die army is romanties of smart nie. Daar's die ouens wat net mechanics is. Dan is daar die ouens wat net aeroplane service. Dan is daar die ouens wat net patrone maak. En dan is daar die ouens wat ingenieurs, hulle bou brûe, dat die tanks oor die riviere kan gaan. Dan is daar die parabats. En dan was daar ons eenheid. Een onderhoudseenheid. Number 1 maintenance unit. En ons funksie was gewees om die soldate in die oorlog te voorsien van hulle proviant, van hulle ammunisie, van hulle vuurwapens, van hulle voertuie, van hulle valskerms. So as hulle sê ons het 600 valskerms nodig, dan sê die een onderhoudseenheid, bel hulle vir die verskaffers, dan sê hulle stuur vir ons 600 valskerms. Dan verpak die mense dit, dan stuur hulle dit grens toe. Dan sê hulle ons soek 16,000 blikkies kos, dan reël een onderhoudseenheid dat hulle die blikkies kos kry. Jy verstaan, jy kry die prentjie. Jy sê prediker, wat het dit nou met die hele spulletjie uit te waai? As jy geduldig is, gaan ek daarby uitkom. So ek praat stadig. Een onderhoudseenheid. Dis nie vir kleintjies bedoel nie, dis vir groot manne al bedoel gewees. Ons moes toe al 'n bietjie hier iets hê. Kleintjies is infantry toe. Die infantry ouens gaan my nou afslag as hulle dit hoor. Dis dan nie die waarheid nie. Infantry is nou vandag dan al verder gevorder. En so het ons moes ons proviant verskaf en ammunisie verskaf en dit instuur na die front toe, dit wat nodig is. En nie net na die front toe nie, na die basisse toe in Suid-Afrika. As 'n nuwe basis ontwikkel word, dan ons gesorg dat al die nuwe goed daartoe gestuur word, tafels en stoele en koperklokke en boetse in die hele lot. Dit is hoe het gewerk het. Ek gaan 'n parallel trek tussen dit wat ek nou gesê het en dit wat in die geestelike omgewing gebeur. Anders is daar geen nut in dat ek dit opbring nie.
Ek het vir omtrent 8 jaar lank by my huis gesit, wat ek nie dienste bygewoon het nie. En ek het allerhande verskonings uitgedink, en ek het allerhande maniertjies gehad om die redenasie te omseil. Maar daar's 'n interessante ding wat gebeur, die Here Jesus in sy wysheid en almag maak soos wat hy gemaak het met Biliam. Hy kom met jou en hy staan met 'n vlammende swaard voor jou en dan vra hy vir jou, waarmee dink jy is jy besig? Verduidelik vir my vandag, Wynand. Wat is dit wat jy mee besig is? Dan sê jy, ek wil eintlik nie kerk toe gaan nie, want daai gemeente, en dan begin jy daai gemeente te beledig, en hy sê, jy sal nie Israel vloek nie, maak nie saak wat jy doen nie, meneer. Jy kan gaan, maar jy gaan sê wat ek jou sê. En na 8 jaar neem ek 'n beter besluit. En ek besef dat dit wat ek hier doen is nie tot my voordeel nie, is ook nie tot my gesin se voordeel nie. En dan bekeer jy jou van jou weë en dan verbeter jy hopelik op gister. En nou kry ons hierdie prentjie, hier's die infantry, hier's die artillerie, daarvoor is die ridders op hulle perde, hulle gaan uit, hulle het sulke kettinggewaardsbeskerming aan, en hulle gaan almal die vyand tegemoet. Hulle kan net opereer as 'n eenheid, hulle beweeg so vorentoe. Dan retireer hulle weer so, en jy retireer, jy draai nie om en hardloop weg nie, dis nie dieselfde ding nie. Jy kyk vorentoe, dan reverse jy so, dis retireer, dis 'n strategie. As jy omdraai en jy hardloop, dan is dit omdat jy bang is. So dis nie dieselfde ding nie, retireer. So jy advance en jy retire, jy advance en jy retire, as 'n eenheid, as 'n eenheid, as 'n eenheid, as 'n eenheid. As daar ou daar een kan sit, en hy sê, ek het my oupa se bootse geërf, en my ouma se valskerm, en my niggie het haar geweer vir my gegee, ek is ook 'n soldaat. Hoe gaan jy hulp kry? Hoe gaan jy daarop staat maak, dat hierdie groot groep soldate jou tot hulp gaan wees? Jy sit aan een kant in die vlakte, jy sit in vergaan op jou eie. Behalwe dit, maak jy geen bydrae om hierdie groep suksesvol te maak nie. En in plaas daarvan, dat jy saam met hierdie groep die vyand aanval, sit jy daar en jy kritiseer meestal jou eie groep. Jy kritiseer nie die Katolieke en die Methodiste en die... Nee, jy kritiseer die boodskap, mense. Jy sê, ons hoef nie nagmaal te vat nie, ons hoef nie dit te doen nie. Ek is volmaak in myself. Ek verstaan die boodskap, broer, ek verstaan hierdie boodskap, nee. Okay. En toe jou seun die dag wil dagga gebruik, of drugs, en jy hulp nodig het, toe doen jy wat? Toe bel jy vir wie? Toe kry jy waar ondersteuning vanaf. En jou dogter die huis verlaat en sy hardloop weg met die mechanic wat op die hoek bly. Hoe het jy toe hulp gekry? Of het jy nie hulp nodig nie? Is jy okay met jou kinders wat jou huis op die manier verlaat? Of toe jou vrou verveeld raak en die buurman se kar blinker lyk as joune? Kon jy by iemand hulp kry? Kon jy vra vir gebed? Of het jy nog 'n ou gebel wat deur aan die kant die berg sit, ook op sy eie plaasie, of in sy eie dorpie, en ook voorgee dat hy 'n soldaat is? Jy hoef nie 'n infant te wees nie, jy hoef nie 'n infantry te wees nie. Jy kan in die onderhoudseenheid wees. Die onderhoudseenheid, ons is nie grens toe nie. Mense sê, was jy ooit in die oorlog?
Nee, ek was nie in oorlog. Ja, maar het jy daarom soos 'n soldaat gelyk? Ja, ek nie, hulle trek ons almal dieselfde aan. Kyk ons, dis die wonderlike ding van die army, né? Almal lyk dieselfde. Hulle sny almal se hare dieselfde lengte en so aan. En dan kyk hulle na 2000 troepe en jy kan nie die een ou van die ander ou onderskei nie, want almal is, daar's nie ryk en arm en mooi en lelik en lank, almal is presies dieselfde. Die klere is dieselfde grootte. Party ouens hang die klere, ander ouens is vol, maar almal se klere lyk dieselfde. Dis die voordeel wat jy kry. As jy deel is van die weermag, van die leer van die Allerhoogste. Hy sê ek is die Here van die leerskare. 'n Leerskare is 'n klomp soldate. Hy sê nie ek is die God van die enkel soldaat wat onder die boom sit nie. Daar's net een manier om vorentoe te beweeg saam met almal. En dit is jy moet teenwoordig wees. Jy kan nie afwesig wees en die voordeel wil hê nie. Dit werk nie op daai manier nie. Jy sê, maar ek is soos Dawid, né, Wynand. Ek het nie nodig. Kyk, Dawid toe hy daai swaar goed aantrek, toe sê hy, is 'n bietjie ongemaklik, ek kan nie lekker regkom nie, want hy's mos nou 'n kannetjie, né? 'n infant. Maar kyk wat sê die skrif. Dis in Efesiërs 6 mos, né? Ons lees dit baie. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid om God, met die borswapen van die geregtigheid aan. Borswapen is daai ding, as jy na die soldate gekyk het, hulle so ding is hysgou gekaast uit glasvesel, almal het 'n six-pack. Hulle lyk so. Dis die borswapen. En dan skoene aan die voete, die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Dit is wat Paulus sê, hoe jy moet aantrek. Hy sê nie, jy moet aantrek soos Dawid nie, want jy is nie Dawid nie. Die Goliate is klaar. Hy sê, en daar was reuse in die wêreld in daardie dae. Nie nou nie, in daardie dae. Die skrif sê dit. Daar was nog reuse in die aarde in daardie dae, sê in Genesis. Nou is die reuse weg. Het help hier kom nou 'n reus aangestap. Het help hier Tony Robinson kom nou, en hy gaan staan daar, maar hier staan 2 ouens met masjiengewere. Brrrt, weg is hy. Dit help nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ons is nie hier, ons is Dawid te probeer wees nie. Dawid is daar benewens nog 'n koning. Hy bring nog 'n koning voort, sy seun Salomo. Salomo is nog slimmer as Dawid. Salomo bou 2 huise, een vir God, een vir homself. Die huis van God spandeer hy 7 jaar aan sy eie huis spandeer hy 13 jaar. Jy's nie koning Dawid nie, jy's nie koning Salomo nie, jy's die man wat Paulus hiervan praat as hy vir Efesiërs hierdie brief skrywe. Hy sê jy moet hierdie hele spul aantrek, want die geveg is teen die bose magte van die lig. Maar daar's geen soldaat in die hele wêreld, nie eens die sogenaamde rekkies of die SEALs loop alleen nie. Daar's nie een ou, dis in die flieks werk die goed, met Rambo en daai goed.
Daar's nie 'n enkele mens in die wêreld wat alleen as 'n soldaat optree nie. As jy alleen optree, dan sê hulle jy's rogue. You are a loose cannon on the deck. Met ander woorde, daar's geen beheer oor jou nie. Maak wie jy lus het, jy het hand uitgeruk nog voor jy begin het. As jy deel wil wees van die weermag van God, dan's hierdie die voorskrif. Nou moet jy op 'n manier, moet jy nou kan bel en sê, luister man, ek is 'n luitenant in die artillerie en ons het 27 boë nodig en 300 pile. Nou bel jy First Maintenance Unit, né? Eers een onderhoudseenheid. Ek moet jou sê, daar's nog aan een ook 9 onderhoudseenheid, maar ek noem net nommer 1, want dit klink nou lekker, dit is myne. Ons het nou boë en pile nodig. Okay, maak die pakkie, stuur dit vir die ou. Maar as jy nou hier buite kan sit, waar kry jy hierdie goed vanaf? Jy sê, broer, weet jy wat, as ek net van daai spoken word boekies, as ek kyk, ek het 'n rak vol, né? Ek het die hele reeks, ek het alles, en my boeke is genommer, en ek het selfs 'n indeks, né? Maar ek het nie een om weg te gee vir 'n ander ou nie. As ek net nog kon kry, vir wie kan ek bel? Dan sê hulle, man, betaal jy 10de aan daai broer daar in Amerika? Sê die ou, nee, nog een. Sê, as jy vir hom 10de betaal, dan sal hy vir jou boekie stuur. Hoe sal dit werk? Kyk, ek is mos nou heeltemal gek oor die army. Ek verstaan die army. Hoe sal dit nou wees as ek nou vandag nog 20 jaar oud was? Ek is in die army. Ek trek my eie army se klere aan, hè? My eie browns, wat ons sê. Maar dan bel ek die Amerikaanse weermag en sê ek, luister Kels, ek het 'n geweer nodig. Ek meen, dis bietjie voor op die wa, né? Dan sê hulle, maar maak jy 'n bydrae, sê ek nie, ek sal gee my julle bankrekening, ek sal dit vir julle oorbetaal. Is nou wel dollars, 1/16 is 'n bietjie sleg, maar my 10de. Wat daarvan jy word deel van die weermag van die Here Jesus Christus? Wat daarvan jy hou op met hierdie houding van ek kan alleen oorleef? Okay, so jy sterk, maar die infant wat in jou huis is die infant ook sterk? Of is dit net jy? Moses sê vir die volk, as julle deur hierdie Jordaan trek en pak julle 12 klippe, sodat wanneer infant julle vra, wat beteken hierdie klippe? Dan kan jy daar gaan staan soos 'n soldaat van God. Dan kan jy jou kinders rondom jou bymekaar maak en sê, het ek die vraag reg gehoor? Ja pa, wat is die vraag nou weer? Pa, wat is hierdie klippe? Dit is hoe God ons uit Egipte land uitgelei het. Pa, waar kan ons van hierdie boekies kry wat hier in die rak lê? Net vas, ek wil net gou vir een onderhoudseenheid bel. Hallo julle. Kan julle asseblief na my huis toe stuur 15 boekies van hierdie ene. Ek wil net vir my kinders elkeen gee en hulle wil vir hulle maatjies gee. Baie dankie. Maar jy moet in die leer van die Here wees. Jy moet deel van die ondersteuningsstelsel wees. Saterdag begrawe ons broer George. Ek onthou die dae, en ek hoor dit nog steeds, toe ons vir die protestante gelag het en gesê het, ja, hulle sê, die protestante sê, ek het my kerk.
En dan spot ons, want hulle sê, en wie gaan jou mense begrawe, en vir wie gaan jou trou? En nou? Nou is ons by dieselfde vraag. Jy sê, broer Wynand, sê jy, dis 'n probleem as niemand my kan begrawe nie. Wel, jy's mos nie 'n barbaar nie. Ek hoor sulke onnoosel opmerkings soos, hulle kan my maar in die straat los. Maar wat van die kinders, man? Wat van die infantry? Gaan jy vir hulle 'n brief los in jou testament en sê infantry, ek hoop julle gaan dood van die honger, eet ruspus. Of gaan ons vir hulle hierdie dierbare woord van God nalat? Wat gaan ons doen met infant? Die kleintjies op 'n Sondagoggend, dis die wonderlikste gesig om te kan sien. Hulle kom ingetrippel daar van agteraf. Hulle kom by die sonnaskool uit. Hulle het sulke bladsytjies wat die sonnaskoolonderwyser het vir hulle gee, met 'n prentjie op van sy gees in die boom. Kom sit hulle aan die kerk, raas hulle met die papiere, dan praat ons hulle nog aan. Dis infant. Hoekom los ons nie die kinders in die naam van die Here uit, dat hulle hier vrede vind in die huis van God nie? Dis die mooiste gesig. Want ons weet nou, dat oor 10 jaar van nou af, dan is hulle waar ons jong mense nou is. En as ons vandag vir die jong mense vra, infantry, hoe gaan dit met julle geestelik? Wat gaan hulle sê? My pa is in die artillerie, of gaan ons sê my pa is by die huis? My pa stream almal in Engeland en almal in Amerika en almal in IJsland en almal in Kugas. Maar my pa wil nie in die kerk luister as julle preek nie. Weet jy dat daar moeite gedoen word dat jy die boodskap in Afrikaans kan hoor? En dan sal iemand vir ons sê, man, ek het eintlik nog nie eens geluister na wat julle ouens doen nie. Is jy so groot? Is jy regtig so groot? Ons is nie almal brigadiers nie, ons is nie almal kolonels nie. Hoe het dit gebeur dat jy so groot geword het? Ons het almal 'n verpligting teenoor die infantry. Die vrouens kom alleen kerk toe met die kindertjies. Vrouens dien die Here. Dis 'n algemene ding. Die vrouens vat die las van die verantwoordelikheid om die kinders na die Here toe te bring. Die mans gaan jag of hulle gaan vang vis of hulle speel iewers ter op die plaas. Terwyl die profeet sê, Jesus sit daar met vuil voete en niemand was sy voete nie. Hoe dit gebeur, dat ons in die omgewing van die boodskap op hierdie plek gekom het, waar ons in kodewoorde praat. Ons sê net wolk, dan dink ons almal verstaan. Dan sê ons 4 kolom, dan dink ons almal verstaan. Dan dink ons nou het ons daarom maar wonderlik gepraat. Hoor net die kodewoorde. Brenham. En die infantry staan hier onder.
Hulle kyk op na die neusgate. Hulle sê, waarvan praat julle? Soos die een dogtertjie gesê het, who is this God that everybody's talking about? Ek wens ek kon smeek vir die kinders en vir die jeug sonder om so te chunk. Die Here Jesus sê, Kapernaum, hoe graag wou ek soos 'n hen julle onder my vlerke indruk. Maar julle wou nie. Pa, kan ek gedoop word asseblief? Ja, maar nie nou nie man. Moenie nou my embarrass nie. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit dat ons lang rokke moet aan hê? Ja man, dis nie 'n moed nie. Dis weet jy wat? Ek het nuus vir jou. Dit is 'n moed. As dit nie 'n moed is nie, dan kan die kind 'n minirok aantrek. Moenie dit doen nie man. My een niggie sê vir my pa destyds, sy spot met my susters. Sy dra 'n minirok, sy is in standaard 7 of in standaard 8, sy dra 'n minirok, so haar hare hang hier agter. Sy het haar hare getrim presies hier waar haar soem van 'n rok is. Sy sê ewe spottenderwys, oom Willie, kyk, my hare is ook lank. En my pa sê vir haar, jy is besig om met jou lang hare in al hel toe te gaan. Daar's 'n waarheid omtrent lang hare en daar's 'n leuen omtrent lang hare. Lang hare is nie jou redding nie, maar lang hare is 'n moed. Jy sê dis moeds en moenies en moeds, dan sê ons nee, dis nie net moeds en moed. Dit kom ons kry die ding reg man. Kom ons kry die ding reg. Hierdie is nie 'n konynhok nie. Hierdie is die leer skare van die Here. Kom ons kry die infantry reg. Dat as hulle eendag artillerie is, as hulle eendag die knights is, die ridders, dat hulle met trots op hulle perde kan sit en sê ek is in die leer van die Here. Julle kan oorgaan in die Jordaan, maar net die wat jonger as 20 is. Sien nou maar net die engel van die Here kom vanaand by ons, in ons bed. En hy sê, Wynand, hoe oud is jy nou? Sê ek is 70. Sê hy, ek wil eintlik 20-jarige sê. Dan sê ons met die 20-jarige is dit afgedwaal, Here. Dan sê hy, wat sê jy daar? Sê ons het hulle verloor langs die pad. Kom ons sluit af. Wonderlike Here Jesus. Aan U behoort die koninkryk en die mag en die majesteit van nou af tot in ewigheid. Mag U naam geheilig word, Heilige Here. En mag ons verootmoedig voor U aangesig, sodat ons mag lewe. En ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Dankie, Here.